Handelinge 1 vanaf vers 1. Jesus beloof die Heilige Gees aan sy disippels. Ek dink is Handelinge 9. Beste Theophilus, in my eerste boek het ek jou vertel van alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag toe hy opgeneem is. Voor sy hemelvaart het hy deur die Heilige Gees aan die mans wat hy as apostels uitgekies het, opdragte gegee. In die loop van 40 dae na sy lydenstyd het hy by verskeie geleenthede aan die apostels verskyn en op baie maniere aan hulle bewys dat hy regtig lewe. Hy het telkens met hulle oor die koningsheerskappy van God gepraat. 'n Keer toe hulle so saam was, het hy aan hulle die opdrag gegee: moenie Jerusalem verlaat voordat julle van die Vader ontvang het wat hy beloof het. Julle onthou mos dat ek julle vroeër daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het die apostels Jesus aanhou vra: Here, is dit nou die tyd dat U Israel weer 'n onafhanklike volk met 'n eie koninkryk gaan maak? Die Vader bepaal hierdie datum, het hy geantwoord, en die bedoeling is nie dat julle dit moet ken nie. Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel, in Jerusalem en oor die hele Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. Hy het dit gesê en is toe in die hemelruim opgeneem terwyl hulle toe kyk. Hy het in 'n wolk verdwyn. Toe hy wegraak en hulle nog stip na die hemelruim inkyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die 2 mans sê toe: Galileese manne, waarom staan julle na die hemel en kyk? Jesus is van julle af weggeneem die hemel in. Hy sal egter net so terugkom soos julle hom in die hemel sien ingaan het. Nou die lewe van Jesus kan in 5 hoofdele opgedeel word. Die eerste een is die geboorte, die tweede een is die kruisiging, die derde een is die opstanding, die vierde een is die hemelvaart, dit wat ons voor hierso is vanaand. En dan die 5de een is die wederkoms van Jesus. Nou ons gaan vanaand oor die 4de ene gesels oor die hemelvaart. Nou die hemelvaart is die gebeurtenis waar die Here Jesus fisies van die aarde af vertrek het om vir ewig by God die Vader te wees. Hy het na die aarde toe gekom as 'n nederige baba in die krib, in die stal. Het hy gekom as afhanklike baba, nederig, maar hy het die aarde verlaat as die een wat oorwin het, as die koning. Hy het die aarde verlaat. Hy is hemel toe om huise vir sy kinders voor te berei, om sy hemelse bediening voor te sit en ook sy hoëpriesterlike bediening voor te sit. Daar is nie baie geskryf in die Bybel oor die hemelvaart nie. In die boeke van Matteus en Johannes lees ons niks daarvan nie. Markus se weergawe is net so 'n kort stukkie, heel aan die einde van die boek. Lukas praat van die hemelvaart in Lukas 24 vers 51 en hy sê dat terwyl hy hulle geseën het, het hy van hulle af pad gegee. Handelinge 1 vers 9 gee ons die meeste detail, dat nadat hy vir hulle gesê het dat hulle met krag vervul sou word, het hy van hulle af weggegaan. In Handelinge word ook genoem dat hy deur 'n wolk uit hulle midde uit weggeneem is en dat die disippels hom dopgehou het en die 2 engele vir hulle gesê het, soos ons nou gelees het, dat die Here Jesus in die hemel opgeneem is en dat hy op dieselfde manier weer sal terugkom na hierdie aarde toe. Nou die hemelvaart was nie net sommer so 'n random gebeurtenis wat gebeur het nie, en terwyl Jesus hier op die aarde was, het die Here toe nou besluit, kom ons vat vir Jesus op en ons vat hom hemel toe met hierdie opgestaande liggaam van hom nie. Nee, dit is nie net 'n random gebeurtenis gewees nie, want dit was geleer en dit was geprofeteer reeds in die Ou Testament. Psalm 68 vers 19 sê: U het opgeklim, opgevaar na die hoogte, U het gevangenisse weggevoer, U het geskenke geneem onder die mense. Psalm 110 vers 1 sê: Die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek U vyande maak 'n voetbank vir U voete. Ons lees daarvan ook in die Nuwe Testament, Lukas 9:51, en toe die dae van sy opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem toe te gaan. Die Here het begin draai om Jerusalem toe te gaan, want hy het geweet wat kom.
Johannes 6 vers 62 sê, hoe dan as julle die seun van die mens sien opvaar, waar hy tevore was, in die hemel? Johannes 14:28 sê, julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het, dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. Soos julle hoor uit hierdie gedeeltes uit, het die Ou Testament sowel as die Here Jesus self openlik hieroor gepraat. Dit was baie duidelik ook dat die disippels nie hierdie dinge verstaan het waarvan die Here gepraat het nie. Daar's soveel dinge wat die Here Jesus van gepraat het wat hulle nie gesnap het nie, né? Wat hulle eers later gesnap het, wat tyd gevat het vir hulle om oop te gaan. Nou hoekom was Jesus se hemelvaart nie dadelik nadat hy opgewek is nie? Hoekom eers 40 dae na die opstanding? En ek gaan nie oor die getal 40 praat nie, daar's soveel dinge rondom die getal 40, ons 'n bietjie daaroor praat op 'n stadium. Daar is verskeie redes hoekom dit die Here Jesus 40 dae gevat het om na sy Vader toe te gaan. Die eerste ene was om sonder twyfel te bevestig dat hy uit die dode opgestaan het. Mense moes hom sien, mense moes dit hoor, mense moes dit ervaar, hulle eie oë moes dit sien. En dan ook het dit gedien om die Christene van daardie tyd, sy volgelinge, sy geloof te versterk. Om te sê, maar ons sien dan. Ons verlosser het opgestaan, ons weet, hy's daar, ons weet hy lewe. Hy het dan ook gewag om aan die Christene en die apostels meer instruksie te gee oor hulle geloof. Voor die hemelvaart kon hy baie vir hulle verduidelik oor sy dood, oor die opstanding, oor soveel dinge wat hy van gepraat het so met die tyd. Kon hy nou kom en hy kon vir hulle verduidelik en sê, maar dis hoekom en dis hoe dit is. So hy het dit vir hulle 'n bietjie meer oopgemaak, dat hulle hierdie dinge kon verstaan. Want wanneer jy iets verstaan, kan jy dit oorvertel, kan jy dit deel met sekerheid. Handelinge 1 vers 3 sê, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Dis hoekom hy nog 40 dae was. Die hemelvaart was sigbaar, dit is nie geheim gewees nie. Die disippels, het dit gesien, hulle kon daaroor getuig, hulle kon praat met ervaring, want hulle was daar. Hulle weet, hulle het ervaar eerstehands. Hy was sigbaar, fisies en liggaamlik van hulle weggeneem, opgevaar, terwyl hy met hulle staan en praat, gaan hy. En is amazing om te dink, hy gaan so terugkom. Lukas 24:51, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Die Here Jesus sit nie net aan die regterhand van die Vader bedoelende autoriteit nie. Ja, hy sit daar want hy is die autoriteit. Onthou, in die regterhand is die autoriteitkant. Hy sit in die autoriteitkant van God die Vader. Maar hy sit ook letterlik, geografies, fisies, sit hy langs God die Vader. Want onthou, Stefanus het hom gesien daar sit, né? Handelinge 7 vers 56. Kyk, ek sien die hemele geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Hy's fisies langs die Vader. Nou baie keer vra mense, hoekom moes die Here Jesus terug aan hemel toe? Dis sy huis. Dis sy huis. Hy moes terug aan soontoe. Dis mos nou eenvoudig. Julle gaan mos nie bly vanaand nie. Julle gaan net nou huis toe. Want is julle huis. Johannes 14:28 sê, ek gaan na my Vader toe. Ek gaan na sy Pa toe, want dis waar sy huis is. Tweedens moes profeseë vervul word. Hy het gesê, hy gaan na sy Vader toe. Onthou julle daai vers wat ons gelees het in Psalms en oralste? Dis profeseë wat vervul moes word. Hy het gegaan want die profeseë moes vervul word. En die goddelike plan was dan ook, dat die Heilige Gees nie uitgestort kan word voor die hemelvaart nie. Daar moes eers 'n hemelvaart wees. Jesus moes eers teruggaan, voordat die Heilige Gees uitgestort kan word. Die hemelvaart was dan ook nodig gewees, dat die Here vir ons wonings kan gaan voorberei.
Johannes 14 vers 2 en 3, ek gaan om vir julle plek te berei en as ek gegaan het, sal ek julle neem waar ek is. Nog 'n rede hoekom die Here moes gaan. Dit sou wonderlik gewees het as die Here Jesus hier kom bly op die aarde in sy menslike vorm. Maar dit was nie die plan van ons hemelse Vader vir die kerk nie. Dit was nie die Here se plan nie. Die Here Jesus het opgevaar om die verlossingsplan van God te voltooi. Johannes 20:16, 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, omdat ek na die Vader gaan. Sommige van sy disippels het onder mekaar gevra, wat is dit dat hy vir ons sê, 'n klein tydjie en julle sien my nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, en ek gaan na die Vader toe. Hy moes teruggaan. Die hemelvaart van die Here Jesus het dan ook dit moontlik gemaak vir my en vir jou, vir elke Christen deur al die eeue, deur al die jare, om die beloofde groter werk te kan doen wat die Here van praat in Johannes 14. Onthou julle? Julle sal groter dinge doen as wat ek gedoen het. Die Here stel ons in staat om dit te doen, omdat hy teruggegaan het huis toe. Jesus se hemelvaart het sy bediening wêreldwyd moontlik gemaak. Nie net in Palestina nie, onthou julle? Matteus 28:19, 18 en 19, gaan en maak disippels. Gaan die wêreld vol. Want die Heilige Gees gee vir ons krag. Die Heilige Gees het gekom om al sy kinders vol te maak, dat ons almal getuies kan wees. So wat was die doel van die hemelvaart? Eerstens het die Here Jesus opgevaar om die Vader te vereer. Johannes 17:1, Vader, die uur het gekom, verheerlik die Seun, sodat die Seun u ook kan verheerlik. Maak 'n nota, Johannes 17, as jy hier ry vanaand, gaan lees daai gedeelte. Dit is een van die mooiste skrifgedeeltes in die woord. Het julle hom? Johannes 17, gaan lees hom vanaand, gaan spandeer tyd in daai woord. As jy daai stukkie lees, dan gryp die liefde van die Here jou soms so aan jou hart, en hy kom maak jou so vas. Die Here Jesus het opgevaar sodat hy die prins en die verlosser kan wees. Handelinge 5:31. Hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. Die Here Jesus het ook opgevaar as 'n voorloper om vir ons die weg voor te berei. Hebreërs 6:20, want Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Die Here het vir ons die pad gewys. Nou weer met oupa Fanie se begrafnis. Die Here Jesus het ons vooruit gegaan. Hy is die lig aan die ander kant van die donker van die dood. Hy staan en wag vir ons. Hy is reeds deur die dood vir my en vir jou, dat ons nie alleen deur die dood hoef te gaan nie. Hy wag vir ons aan die ander kant. Hy het dit vir ons voorberei. So Jesus het opgevaar om ons hemelse plekke vir ons voor te berei. Hy het opgevaar om ons hoëpriester te wees, en hy het gegaan om sy plek langs die allerheiligste, in die allerheiligste langs die Vader te gaan inneem. Wat is die gevolge van die hemelvaart? Die eerste, en hy het gawes aan die mense gegee. Efesiërs 4:8. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. In vers 11 gaan hy verder om die gawes te omskryf: apostels, profete, leraars, herders. Dis die geskenke wat hy vir ons gegee het. Omdat hy opgevaar het, kon die Heilige Gees afkom. Nou dat hy gaan sit het, kan ons met vrymoedigheid na die troon van die Vader gaan in gebed. Hebreërs 4 vanaf vers 14 sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons gehelp kan word. Is dit nie fantasties om te weet ek en jy kan na die Vader toe gaan nie? Daar waar die genade is,
daar waar die genade is vir elke ene van ons, kan ons gaan. Omdat hy nou opgevaar het, kan hy ons ook volkome red. Hebreërs 7:25. Daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Die Here Jesus tree vir ons in. Is nie fantasties om te dink, die koning van die konings tree vir my en vir jou in nie. Ons ou stoffelspikkie mense, ja? Tree die koning van die konings tree vir ons in. Hy staan met verwagting en aansporing dat ek en jy met ons oë gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Hy kyk vir elke ene van ons. Hy kyk en hy sê, Redrick, druk deur my boeta, druk deur. Ek kyk, ek sien die effort wat jy insit. Ek sien hoe lief is jy vir my, ek sien Jan, hoe probeer jy. Nou dat hy opgevaar het, is alle wesens onder sy voete gestel. Engele, autoriteite en kragte is aan hom onderworpe. 1 Petrus 3:22 wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderworpe is. Julle weet, ons het nou 'n hele 4-5 weke gespandeer oor die autoriteit wat ons in Jesus Christus het. As jy dit gemis het, gaan kyk op die Facebook kanaal, gaan kyk op die YouTube kanaal, gaan kyk daai preke rondom die autoriteit. Dis vir ons gegee, hier staan dit. Engele, magte en kragte is aan hom onderwerp, en ons het daai selfde krag, ons het daai selfde autoriteit, elkeen van ons. Weens die verheerliking van Jesus sal daar 'n dag aanbreek wat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Filippense 2:9 sê, laat ons daarom ons lewens inrig om deel van die te wees wat in dankbaarheid vir wat hy vir ons kom doen het en hom gaan verheerlik in die hemele. Ek en jy moet ons lewens inrig om hom te verheerlik. Nou môre is Hemelvaartdag. Dis 'n besondere dag in die geskiedenis van die Christendom. 'n Dag van hoop wat ons met oortuiging glo. As kinders van die Here glo ons, daai dag was daar. Maar dis 'n aanstootlike dag vir ongelowige mense. Dis 'n dag wat vra dat ek en jy God op sy woord moet neem. Glo jy werklik dat Hemelvaart plaasgevind het? Glo jy? Kan jy onvoorwaardelik aanvaar dat dit gebeur het? Met 'n wonderwerk het Jesus sy verskyning op aarde gemaak. Julle onthou die maagdelike geboorte. En met 'n wonderwerk het hy die aarde verlaat. Dis dalk juis omdat dit wonderwerke is, dat ongelowiges dit nie wil glo nie, wat dit vir hulle so moeilik maak. Wat beteken Jesus se hemelvaart vir jou? Wat is die waarde daarvan in jou lewe? Gee die hemelvaart vir jou hoop? Handelinge 1:9, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggegaan het en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom sien gaan het. Wat 'n wonderlike belofte om te glo. Hy kom terug, net soos het hy weggegaan het. Kom hy terug om vir my en jou te kom haal. Hoe wonderlik om te weet dat ons eendag dalk mag toekyk. Hoe great sal dit nie wees as dit aan ons tyd is?
as ons sien met ons eie oë, hier kom Jesus nie. Vir die wat nie glo nie, kan julle dink wat sy helse verskrikking gaan dit vir hulle wees. Kan julle dink hoeveel vrees gaan in daai oomblik in ongelowige mense se harte en lewens wees. Maar vir my en vir jou wat glo, gaan dit daai stempel, daai chap wees op dit wat ons geglo het en dit wat ons aan vasgehou het. Daarom kan ek en jy ons verlosser aanbid en ons kan hom dank vir sy goedheid. Hy het alle wette van gravitasie verbreek. Hy het in sy liggaam opgevaar. Kom ek en jy wees gereed om hom te verwelkom as hy kom om ons te kom haal. Amen. Amen. Nou ek het vir elkeen 'n kaartjie gemaak. Daar by Deedrey, so 'n handjie, bring vir ons so 'n paar. Dis 'n handjie. Julle sal sien daar op die handjie staan Jesus en dan ek het nie uitknip op skool gehad nie, so hulle skeef geknip hoor, sorry daar. Jy kan maar so vir almal uitdeel. Dis die 5 dele wat ons van gepraat het. Dis die geboorte, dis die kruisiging, dis die opstanding, dis die hemelvaart, die 4de en waarvan ons nou gepraat het. En die 5de is die wederkoms. Is jy reg? Is jy, waar is jy? Waar is jy vanaand? Is jy hierso? Nico is daar. Is daar iemand wat hier is? Dan is jy op 'n gevaarlike plek in jou lewe. So ek wil hê jy moet hierdie kaartjie vat. Jy weet, daai duimpie en die wederkoms. Jy weet of jy reg is. As jy nie kan sê saam met ons, yes, ek is opgewonde as die Here kom nie, dan moet jy jou saak met die Here regmaak. As jy wil hê ek moet saam met jou bid, asseblief, doen so. Maar ook is die kaartjie nie net vir jou nie. Matteus 28:19 sê, gaan en maak disippels. So ek wil hê jy met jou kaartjie vat, sit hom op jou lesenaar by die werk, sit hom ergens waar mense hom kan sien, dat mense jou kan vra. Nee? Kyk hoe help ek julle om getuies te wees. Ja. Kyk hoe maklik gaan dit wees om 'n getuie te wees en te deel wat die Here vir jou gedoen het. Want jy ken mos die geboorte en die kruisiging, die opstanding, die hemelvaart. En ook jy gaan gesels met jou mense oor die wederkoms. So as jy meer as een wil hê, vat al die kaartjies wat daar is. Vat saam, gaan deel dit. En maak seker, jy en jou familie, en jou vriende, en jou bure, kan almal so sê vir die wederkoms. Amen. Amen. Kom ons sluit die oë. Almagtige Vader, Here, so baie dankie vir die genade, dankie vir die guns, dankie vir die goedheid, die grootheid, Here, vir al die wonderwerke wat U so vir ons kom wys het, waar daar getuienisse van is, Here, wat ons nie eers oor hoef te twyfel nie, want dit is bevestig deur soveel mense, deur soveel skrywe van verskillende oorde af, Here. Alles wat in die woord staan is waar, dis beproef, dis getoets, dit is 100% waar, en dankie daarvoor. Dankie, Here, dat ons ook weet, Here Jesus, U het opgevaar na die hemel toe, U het vir ons 'n plek gaan voorberei, U het vir ons krag, mag, autoriteit gegee, ook as gevolg van die hemelvaart. U sit aan die regterhand van die Vader, waar U vir ons intree, waar U ons advokaat is, waar U vir ons met gebed intree, waar U vir ons, U oog op ons is. Dit is so fantasties om te weet, die koning van die konings kyk uit vir ons en is daar vir ons, en ons eer U en ons dankie, en dankie vir die voorreg, Here, mag dit in ons tyd wees, dat ons U op die wolke sien kom, dit sal so fantasties wees, maar Here, ons weet nie wanneer U gaan terugkom nie, help vir ons net om gereed te wees, Here, of U kom op die wolke, en of ons deur die dood gaan om U te gaan ontmoet. Here, mag ons elke ene reg wees, mag ons reg wees om U te ontmoet, ook deur die dood wat U saam met ons sal stap, en dat ons 'n ewigheid saam met U kan spandeer. Aan U, Here, alleen kom toe al die lof en al die eer. U is 'n wonderlike
fantastiese God en Vader, 'n verlosser, 'n vriend, 'n koning. U is alles vir ons, Here. En ons sê vir U so baie dankie in Jesus se naam. Amen. Amen.